Hallo en hier is 'n seën vir julle. Ek gaan vandag 'n bietjie 'n stukkie deel uit 'n devotional wat ek geskryf het. Dis 40 dae wandel en loop in die Heilige Gees. En in hierdie 40 dae leer jy die Heilige Gees beter ken. Jy verstaan meer wat Jesus vir jou aan die kruis gedoen het, sodat jy ook in autoriteit kan wandel, kan loop. En hy's in Engels, maar ons Afrikaners is bekwaam genoeg om Engels te kan lees en te kan verstaan. Maar hier in die eerste dag lees ek iets uit Petrus, uit 1 Petrus 3 vers 18. En in die Engels sê hy, "For Christ also suffered once for sins, the righteous for the unrighteous, to bring you to God." In ander woorde, vir Christus Jesus het ook vir ons sonde gesterf. En hy was geregtig, en die geregtige het vir die ongeregtige se plaas gevat, se plek gevat, gesterf, om jou en vir my na Jesus toe te bring, na God toe te bring. Dis die beste translation wat ek daarvan kan maak. Maar hier is die gedagte, hoor, so baie Christene sukkel met heiligheid, hulle sukkel met sonde, hulle dink die hele tyd aan sonde, maar eintlik sê die woord van God, Jesus sê eintlik vir ons dat waar die Gees is vryheid. En dat hierdie teks wat hier binne staan in 1 Petrus wil eintlik vir ons leer dat Jesus het ons plek gevat en daai bloed, sy bloed, daar is krag in sy bloed. En sy bloed was ons gedagtes, ons consciousness, die dinge waaraan ons dink, was hy skoon. En hy maak ons vry van die gedagte van sonde. En dit is baie kragtig, want as ons vry is van die gedagte van sonde, beteken dit ons is vry om te bid, ons is vry om met Jesus te loop, in sy vrede te wees, in sy liefde, ons kan mediteer op die goedheid van Jesus Christus. Dink hieraan, Barnabas, weet jy, toe ek gehoor het op die Bybel begin lees het, en ek sien Jesus het die plek van Barnabas gevat. Hy was 'n moordenaar, hy was 'n skelm geweest. En hulle het geskree, laat Barnabas vrygaan, maar kruisig vir Jesus. Ek was so kwaad geweest. Ek het gedink, Jesus het al hierdie goed gedoen, mense kos gegee, die dood opgewek, die mense gesond gemaak, die blindes het gesien. Ek het gedink, is julle stupid, hoekom wil julle dat Jesus moet doodgaan? Maar Barnabas, die vertaling van daai naam, is eintlik seun van die Vader. Nou as Jesus, die seun van God, nie ons plek gevat het nie, sou ons nooit seuns of dogters van God kon word nie. So Jesus moes sterf in die plek van Barnabas, ek en jy, in die plek van 'n sondaar, sodat hy ons sonde op homself kon vat, en ons met sy bloed kon reinig maak. Jy's nie 'n Christen net om te sukkel of te hana deur jou lewe en jy dink van, yes, like, hoe gaan ek gaan maar net bly Sondag totdat Jesus eendag terugkom. Nee, ons het autoriteit en krag in die bloed van Jesus. So ek gaan vir jou bid, Vader, ek bid vir u kinders, seën hulle, sit die krag, u bloed op hulle, was hulle bewussyn, hulle consciousness skoon deur die bloed. Maak ons vry, maak hulle vry, Here. Laat hulle besef wat die bloed gedoen het. En dat daai sonde skuld en daai gedagtes en van sonde die heeltyd net kan weggaan. In Jesus naam, sit hulle vry deur u bloed. Amen. Jesus seën vir julle.